Aardverwarming is 'n realiteit en met die groeiende populasie word energiebehoeftes net meer en meer. Daarom gesels ons vandag met Karin Erasmus, senior klimaatsveranderingsadviseur van Promethium Carbon, oor hoe hulle te werk gaan om hernubare energieoplossings vir gemeenskappe te skep. Goeiemôre en hartlik welkom by ons. Hi, dankie Elsa en baie geluk met julle eerste verjaarsdag. Baie dankie. Karin, vertel eers vir ons, wie is Promethium Carbon? Promethium Carbon is een van die of die leidende klimaatsveranderingsadviseur maatskappy in Suid-Afrika. Ons handel in klimaatsverandering, in hernubare energie, in koolstofvoetspore en emissiesbestuur. Ons het 'n hele paar kliënte, beide plaaslik en internasionaal, en dit stryk beide oor die regerings en in die privaat sektor. Nou goed, vertel ons van hierdie nuwe opwindende projek om onbruikbare grond te gebruik om hernubare energie te ontwikkel. Ons het begin om te kyk na die sinergie tussen 3 aspekte. Hoofsaaklik grond wat nie gebruik kan word nie, gemeenskappe en die behoefte aan energie. En as ek sê grond wat nie gebruik kan word nie, dan het ons begin met myn geïmpakteerde grond. En ons het gesien dat daar is 'n, soos ek genoem het, 'n sinergie tussen hierdie 3 elemente en dat mens die grondrehabilitasieproses kan gebruik wat myne moet ondergaan sodra die myne tot 'n einde van hulle lewe kom, om landbouaktiwiteite weer in te stel in van hierdie periferiele gemeenskappe. Met ander woorde, die grond kan nie op die oomblik gebruik word vir kommersiële boerdery of vir die verbou van kosvoorraad nie, maar jy kan die grond gebruik om biomassa te ontwikkel en dan die biomassa te gebruik vir byvoorbeeld hernubare energie. En so die een voordeel daarvan is werkskepping en die ander voordeel daarvan is dan nou hernubare energie en om ons energie bietjie te diversifiseer. Was dit 'n uitdaging om die studie te doen? Ek dink nie dit was 'n uitdaging soseer toe ons agterkom ons kan die 3 elemente bymekaar sit. Ons het nou al 'n hele paar jaar daaraan gewerk, dus ons baie opgewonde en ons het groot steun gehad van beide die myne sowel as die plaaslike munisipaliteit. Ek dink die uitdaging het gekom in toe ons begin met die gevalle studie, was daar sekere aspekte wat ons tot 'n mate verras het. Byvoorbeeld tot hoe 'n mate van hierdie gronddele geaffekteer kan wees en nie gebruik kan word nie. En dan moes ons nou sekere aspekte in plek gestel het om daai uitdagings te oorkom. Dalk net in 'n neutedop, wat was die doel van die projek? Die doel van die projek was om onbruikbare grond weer winsgewend te maak. En om dit te doen deur om landbou te herinstalleer in van hierdie gebiede en om werk te skep. Meeste van hierdie myngebiede is redelik op die periferie van groot stede. Met ander woorde, hulle is ver verwyderd van vervoer, ver verwyderd van ekonomiese geleenthede. En deur om hierdie periferiele gemeenskappe weer ekonomies lewensvatbaar te maak, het ons gesien dat sodra die myne nou toemaak of tot die einde van hulle lewe kom, kan mens van die myngrond gebruik en dit rehabiliteer tot die voordeel van die gemeenskappe. Jy het nou vroeër verwys na so 1 of 2 voordele, maar is daar enige ander voordele wat jy kan uitlig met betrekking tot die projek? Een van die groot voordele is die opwekking van hernubare energie en die diversifisering van ons energie basis wat ons op die oomblik het. So ons kyk na die lewensvatbaarheidsstudie wat ons gedoen het ons gekyk na omtrent 'n uitset van 2 megawatt. So dis 'n redelike groot hoeveelheid vir van hierdie plaaslike gemeenskappe wat hulle dan nou minder afhanklik maak van byvoorbeeld Eskom, en hulle kan self die krag genereer, hulle kan dit self verkoop en dit maak dienslewering net soveel beter. Het julle al enige plekke geïdentifiseer vir die projek? Ons het 'n lewensvatbaarheidsstudie gedoen op een spesifieke terrein buite Carletonville en ons navorsingsstudie het gekyk na 2 alternatiewe terreine, ook in Carletonville, maar dan ook na die noorde toe in Mafeking. En julle moes seker met 'n hele paar ander rolspelers saamgewerk het. Ja, ons het, soos ek sê, ons het groot steun geniet van die myne af en ons het ook baie saamgewerk met die Merafong plaaslike munisipaliteit wat absolute staatmaker stakeholder was. So ons het met 'n hele paar ander mense ook saamgewerk. Waarvoor is die projek ontwerp? Die projek is ontwerp aanvanklik om myne te help om hulle grond en hulle rehabilitasie vereistes na te kom, maar ons het dit nou onlangs uitgebrei dat mens verskillende ander tipes grond ook kan insluit, ander grond wat nie gebruik kan word nie, ook kan insluit in die studie, nie net myn geïmpakteerde grond nie. Nou goed, bly net waar jy is. Ons gaan nou verder met Karin Erasmus van Promethium Carbon gesels, maar ons kyk eers gou hoe dit verlede week met die kommoditeitsmarkte gegaan het.
Ons gesels verder met Karin Erasmus van Promethium Carbon. Karin, wat gaan op die myngrond gebeur? Eerstens, mens begin half op die agtervoet. So dis nie ideale boerderygrond nie, definitief nie. So eerstens moet die grond behandel word. Dit hang af. Ons gevalle studie het nou na 'n spesifieke soort grond gekyk in Carletonville. Ons het 'n toolkit ontwikkel waarna enige iemand wat grond het wat nie gebruik kan word nie, dit kan kyk vir hierdie tipe van projek. Vir ons projek is daar 'n hele paar aspekte wat in die grond moet ingewerk moet word. So eers moet die grond op so 'n standaard gebring word dat mens natuurlik kan plant. Die tweede ding wat gaan gebeur is ons gaan 'n kombinasie van lucerne en inheemse gras plant op die grond. Dit gaan dan geoes word omtrent 2 na 3 keer toe 'n jaar, gebaal word. Sodra dit droog is, gaan dit dan na 'n pirolise aanleg toe. Ons het 'n pirolise aanleg wat in 'n industriële nywerheidsgebied binne Carletonville is. Dit gaan na die pirolise aanleg toe, dis verbranding, so dit word verbrand teen baie hoë temperature. Vandaar het ons agteraan die pirolise aanleg is wat ons noem, jammer vir die Engelse, organic Rankine cycle turbine, en die turbine verander die hitte in elektrisiteit vir 'n uitset van 2 megawatt elektrisiteit dan. Dit klink na 'n geweldige interessante proses. Gaan julle ook die projek self fisies ontwikkel? Promethium is nie projekimplementeerders nie. Ons werk saam met 'n maatskappy, Harambee Sustainability Ventures. Hulle is 'n BBBE mynrehabilitasie en hernubare energie maatskappy en hulle gaan hoofsaaklik die projek implementeer. Sal die projek enige byprodukte lewer? Die projek het 'n byproduk as gevolg van die pirolise verbranding en die verbranding van die biomassa. Is daar 'n tipe van 'n as, 'n houtskool biohoutskool wat oorbly na die verbrandingsproses. Hierdie is 'n baie hoog in koolstof, dis 'n baie hoë koolstofproduk, so dis baie goed vir die grond. So sodra die verbrandingsproses klaar is, kan ons daardie byproduk gebruik en dit terugsit in die grond in, wat dan help met grondherstel. So deel van wat ek net nou ook, wat ek miskien nou vergeet het om te sê, is dat deel van die projek is om, soos ek sê, die grond weer winsgewend te maak. So as 'n mens terugploeg in die aarde en mens sit die biochar terug in die grond in en mens plant van hierdie spesifieke grasspesies in die lucerne, dan tussen 5 na 10 jaar toe kan mens myngeïmpakteerde grond weer gebruik vir landbou, vir die produsering van voedsel. En is dit dan nou ook hoe die biobrandstof aanleg sal werk? Hierdie is nie 'n biobrandstof aanleg nie. Biobrandstof is 'n ander proses. Hierdie is spesifiek vir hernubare energie. So die verbrandingsproses is om elektrisiteit op te wek. Hoe sal die projek befonds word? Die befondsing. Omdat 'n mens, soos ek sê, redelik op die agtervoet begin, is die befondsing redelik kompleks. Jy gaan 3 strome van befondsing nodig hê. Die eerstens is befondsing van Harambee self. Die tweedens is befondsing van plekke soos die Ontwikkelingsbank of die Industriële Ontwikkelingskorporasie, die IDC. En dan gaan ons befondsing nodig hê van internasionale ontwikkelingsfondse, byvoorbeeld die Green Climate Fund of die Adaptation Fund. Dit is fondse wat spesifiek befondsing gee aan hernubare energie of klimaatsveranderings verwante projekte. Dalk net vinnig, waarom is hierdie projek so belangrik? 2 redes, Elsa. Eerstens, werkskepping veral in hierdie periferiele gemeenskappe is van kritieke belang vir die volhoubaarheid van hierdie gemeenskappe, en tweedens vir energie en ons deel wat ons moet bydra tot die Parys ooreenkoms. Baie dankie. Ek sê vir jou baie sterkte ook met hierdie projek. Baie dankie. Julle doen baie goeie werk. Dankie. Dit was Karin Erasmus van Promethium Carbon. Hier is die